My persoonlike opinie met Openbaring is dat die tema verander nie. Ek dink die tema bly dieselfde van die begin tot die einde. En dit begin deur om te sê, waak, want die tyd is naby. En ja, dit sluit af, en ek dink dit word 2 of 3 keer gesê in hoofstuk 21 en 22, moenie die woorde van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. En soos teoloë dit noem, hulle noem dit 'n inclusio. As jy iets in die begin sien wat jy in die einde sien, dit sluit alles in die middel in. Dit wat jy in die begin sien en jy sien dit weer aan die einde, dit beteken alles in die middel het te doen met dieselfde tema. Dus jy begin met die inclusio, jy eindig met die inclusio, of jy eindig met die inclusio en dan. So my persoonlike opinie met Openbaring is dit handel oor een tema. Ek dink nie een deel handel oor die oordeel en die afsluit van die ou verbond en 'n ander deel handel dan oor die wederkoms nie. Ek dink jy dit doen nie. Ek dink Openbaring het een tema. En die manier hoe dit begin, die manier hoe dit gedryf word deur die res van die boek en hoe dit weer afsluit, sê vir my dit is al dieselfde tema. Want die tyd is naby. Of jy aan die begin van Openbaring is en of jy einde van Openbaring is, die tyd is naby. So vir my, as jy nie die wederkoms kan staaf met skrifte vanuit enige ander boek uit die Openbaring uit nie, dan moet daar nie 'n wederkoms wees nie. Jy kan nie net op Openbaring steun vir die wederkoms nie. As dit jou boek is waarop jy wil steun vir 'n wederkoms. Nou ek glo jy kan argumenteer vir 'n wederkoms en ek glo daar is 'n wederkoms en ek glo ons geloofsbelijdenis daar is 'n wederkoms. Maar as jy net op Openbaring daarvoor steun, dan het jy nie 'n sterk argument vir 'n wederkoms nie. Want Openbaring is 'n kriptiese boek. En as jy op 'n kriptiese boek staat maak vir 'n wederkoms en alleenlik op 'n kriptiese boek staat maak vir 'n wederkoms, dan is jou argument vir 'n wederkoms ook nie baie sterk nie. Ek dink jy kan 'n baie sterker argument maak vir 'n wederkoms uit baie van die ander boeke, selfs Ou Testament. Ek weet Paulus wat praat oor die opstanding van die dooies in 1 Korintiërs 15. Die Here wat sê vir die Sadduseërs wat nie glo in 'n opstanding van die dode nie, sê hulle vir hulle, maar God is God van die lewendes. God is aan die God van Abraham, Isak en Jakob. Nou hoe kan hy die God van die lewendes wees as daar nie opstanding is nie, sê Jesus vir hulle. So ek glo jy kan 'n baie sterk argument maak vir die wederkoms uit baie van die ander boeke uit. En daarom glo ek ook dat Openbaring kan maar 'n boek wees wat oor een tema handel. Want ek dink nie jy hoef of moet alleenlik op Openbaring steun vir 'n wederkoms nie. En ek dink ook dis 'n goeie idee om Openbaring te skei tussen 2 onderwerpe. As hy begin op 'n manier en jy sien daar inclusio in die begin en die einde van die hoofstuk, die tyd is naby en dit handel oor oordeel nie. Ek dink Openbaring handel alleenlik oor die oordeel oor die Jode, en ek glo die tyd was naby, soos wat Johannes keer op keer gesê het, nie net in die begin nie, ook in die middel en ook in die einde van Openbaring. Hy sê die tyd is naby, hy skryf vir 7 letterlike kerke, ons sien in hoofstuk 4 en 5 hierdie hof in die hemel, ons sien die taal van die verbond, en daar is nie 'n enkele ding in Openbaring wat jy nie kan terugtrek na die Ou Testament toe nie. Alles, of 90% van dit wat ons sien in Openbaring, kan jy eers in die Ou Testament kry. Die taal wat gebruik word, die profesieë wat tot vervulling kom, 90% van dit wat jy in Openbaring sien, gaan jy in die Ou Testament kry. Want dit is die Ou Testament volk, die Ou Verbond volk, wat volgens die Ou Testament geoordeel word. Volgens die Ou Verbond geoordeel word. Testament beteken bloot verbond in Latyns. Of testamentum, soos hulle dit noem. Maar ons sien 'n letterlike 7 gemeentes vir wie daar geskryf word. Ons sien daar word vir hulle gesê die tyd is naby. Hulle moet bekeer want daar is 'n oordeel op pad. En as hulle nie gaan bekeer nie, dan gaan hulle deel uitmaak van daardie oordeel. Ons sien die hof in die hemel, ons sien die taal van Deuteronomium 28, die verbondstaal en die verbondsvoorwaardes. Ons sien die 7 seels wat gebreek word, ons sien die vloeke van die verbond wat in daai 7 seels uitgedruk word, die son wat verduister, die sprinkaan, al daai goeters.
Ons sien die trompette, en al die taal wat daar gebruik word is Ou Testamentaal veroordeel. En dit sluit aan by Matteus 24, wat handel oor die verwoesting van die tempel. Openbaring sluit aan by Matteus 24, sluit aan by Markus 13, sluit aan by Lukas 21, sluit aan by Deuteronomium 28, want dit alles praat van dieselfde ding. En dit handel oor die tempel. Dit handel oor die verbondsvolk wat afgewyk het. En as die Here 10 van die 12 stamme kan uitwis en sê hy skei hulle as 'n vrou, hy gee vir hulle 'n brief van skeiding, sê die Ou Testament, as hy dit met 10 van die 12 stamme kan doen, hoekom nie ook met Juda nie? En hy sê vir die 10 stamme van Israel, hulle sal nooit weer terugkeer nie, en hulle het nooit weer teruggekeer. Dus hoekom hulle die Samaritane geraak het. Want hulle het so gebaster geraak. Hulle sal nooit terugkeer nie, het ook nooit teruggekeer nie, want God het hulle geoordeel. En as die Here dit met hulle kan doen, hoekom nie met Juda nie? Maar hoekom het God eers tot 70 na Christus gewag? Om Juda te oordeel, as Juda eintlik maar net so afvallig was. Bietjie minder afvallig, maar eintlik maar basies dieselfde. Want die profesie moes eers vervul word. Die Christus moes eers in die lyn van Dawid kom. Die Christus moes eers gebore word. En die Christus was so gebore. En nadat die Christus gebore is, sê hy vir hulle, dat die koninkryk sal van julle nou al weggeneem word. En dit sal vir 'n volk gee, vir 'n ander volk, nasies gegee word. Wat wel my naam vrees. Want julle getuig dat julle kinders is van die wat die profete vermoor het, sê die Here vir hulle. En nie dit nie, my vraag bly staan, as Israel uitgewis is oor hulle gruwels, maar die Jode in Jesus se tyd het die Christus self doodgemaak, hoe kan hulle van 'n ligter straf, hoe kan hulle 'n ligter straf kry as wat Israel gekry het, 700 jaar vroeër, toe Assirië hulle weggedra het. 700 voor Christus het Assirië die 10 stamme weggevat, hulle het nooit weer teruggekom. 600 voor Christus, 100 jaar later, het Babylon gekom, hulle het weer teruggekeer. Die profesie is vervul, maar hulle het die Christus doodgemaak. Hoe kan jy verwag dat hulle 'n ligter oordeel gaan kry as Israel? Want Israel het nie die Christus, hulle Messias doodgemaak nie. Juda het. Jy kan nie verwag dat die verbondsvoorwaardes nie in sy volle mag op hulle neerkom nie. Jy kan dit nie verwag nie. Dit moet. Dit kan nie anders nie. As dit nie doen nie, dan is God nie 'n geregtige God nie. Maar dit het. En God is nie onregverdig nie. En dis wat ons gesien het. Ons het gesien met die 6 basyne laastens. Die 6de en die 7de basyn was geonderbreek met die getuies. Ons het gesien die getuienis is bloot die wet. Dit is die gebooie, dit is die voorwaardes van die verbond. Inteendeel die ark word die ark van getuienis genoem. Dit is die ark van die getuienis, waar binne die getuienis is, die wet is, wat teen hulle gespreek het. En ons sien hoe die ark dan ook opgevaar het na die hemel toe. Die wet is afgehandel, en so met die 7de basyn, het die koninkryke van die aarde, die koninkryk van die Here geraak. Die Here heers. So het die 7de basyn dan geblaas, en dit is nie veel anders as Josua wat die beloofde land ingegaan het nie. Heel eers toe hulle deur die Jordaan gegaan het, het hulle by Jerigo gekom. Hulle die 6 basyne geblaas in oordeel, die 7de het beteken hulle oorwin. Hulle wen, hulle neem in. En dieselfde sien ons met die 7 trompette by ons. Die 6 trompette was die 6 trompette van oordeel, die 7de een oorwin die Here. Net soos wat hulle die beloofde land oorwin het, so is die beloofde land, die nuwe verbond finaal ingehuldig met die 7de basyn. En ons kyk vandag na die eerste 2 verse van hoofstuk 12. Nadat ons nou in die vorige hoofstuk gesien het dat Christus nou die heerskappy ingeneem het. En ons lees die eerste 6 verse, ons gaan nie die eerste 2 kyk, ons lees die eerste 6 vir konteks. En daar staan, en 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was
En die maan was onder haar voete en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. En sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en barensnood. En 'n ander teken het in die hemel verskyn en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings en op sy kop is 7 krone. En sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en het dit op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. En sy het 'n manlike kind gebaar wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer. En haar kind is weggeruk na God en sy troon. En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lank. Nou die vorige hoofstuk soos ons genoem het, sluit af met Christus se heerskappy. Hy wat oorwin het. En daai heerskappy vind ons ook natuurlik tans onder die nuwe verbond. Ons het onder andere gelees in Openbaring 11 vers 15, daar staan, en die 7de engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword, en van sy Christus, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Punt. Die Here heers. Hy wen. Hy het gewen. Hy is koning nou. En die oordeel ooreenkomstig die ou verbond voorwaardes was dus afgehandel. En Christus se heerskappy onder die nuwe verbond het tot volkoming gekom, want hy heers. Iets wat nie kon gebeur voordat die ou verbond nie finaal afgesluit was nie. Dit moes eers afgesluit word voordat hy finaal die nuwe verbond onder sy koninkryk kon inhuldig. Dit moes eers afgesluit word. Daar was nog 'n oordeel wat moes plaasvind. Dis nie okay, ek gaan nou 'n nuwe koninkryk begin, maar kom ons los julle uit nie. Nee. Dit moes afgesluit word. En die regte manier om dit af te sluit is om die ooreenkomstige oordeel te bring voordat die nuwe ingehuldig word. En dis presies wat gebeur het. Hoofstuk 12 hoofstuk 11 was dus 'n slotsom waarna daar niks oorbly om te gebeur nie. Daar gebeur niks meer oor na hoofstuk 11 nie. Dit is afgesluit. Die oordeel het plaasgevind, die 6 besyne het geblaas, die 7de besyn was die oorwinning. Daar bly niks oor om te gebeur na hoofstuk 11 in 'n kronologiese sin nie. Die Here heers en hy heers tot in alle ewigheid, sê die skrif. So hoofstuk 11 was dus 'n slotsom waarna daar niks oorbly om te vertel nie, want Christus heers as koning en hy heers tot in alle ewigheid. Wat ons dus vanaf hoofstuk 12 kry, is weer eens, en kan nie iets anders wees as herhaling nie. Want herhaling is wat ons nog die hele tyd in Openbaring sien. Ons sien dieselfde herhaling in die seels wat ons in die trompette gesien het, en sovoorts en so meer. Hoofstuk 12 is weer eens 'n herhaling van die gebeure rondom die oorgang vanaf die ou verbond na die nuwe verbond. Dit wat ons nog die hele tyd sien herhaal in Openbaring, en ons gaan dit aanhou sien herhaal in Openbaring. In hierdie geval, hoofstuk 12 en 13 se geval, is die perspektief nie soveel op die ongelowige Jode wat geoordeel word nie. Dit het ons nou 'n paar keer gesien, en die oordeelstaal wat daarmee gepaard gaan, wat gelyk is aan die Ou Testament taal. Die perspektief is nie soveel op die ongelowige Jode wat geoordeel word nie, maar eerder hoe hierdie oorgang lyk vanaf die oogpunt van God se ware gelowiges, God se ware uitverkorenes. Die fokus kom nou op die gelowiges eerder. Die verbondsvolk. So waar ons dus in die vorige hoofstukke gesien het, ten opsigte van die trompette, dat daar baie gebruik gemaak was van dieselfde taal as wat ons in die oorspronklike voorwaardes kry, selfde met die seels, dieselfde taal wat ons in die oorspronklike verbondsvoorwaardes kry, en die gepaardgaande oordele, sal ons in hierdie hoofstuk weer baie taal vind, wat ooreenkomstig is met die uitverkorenes, en wat is die woord? Die verdrukking, wat oor hulle kom. Ons sien uitverkore taal. Ons sien die verdrukking wat oor hulle kom. Ons sien die vervolging, dis die woord wat ek soek, wat oor hulle gaan kom. Dis die tipe taal wat ons van hier af gaan sien, want die perspektief het verander.
Dis weer dieselfde verhaal, maar vanaf 'n ander perspektief. Want eintlik kon Openbaring afgesluit gewees het in die vorige hoofstuk. Nie waar nie? Ek meen, die 7 engele het geblaas, dis finaal. Die stem in die hemel het gesê, die koninkryke van die wêreld het die eiendom van die Here geword, en van sy Christus, en hy sal as koning heers vir ewig. Ons kan eintlik Openbaring afgesluit het al. Punt klaar verby. Maar ons gaan weer met 'n herhaling begin, en dis presies wat hier plaasvind. Nou 'n paar ooglopende dinge voor ons enige van die verse hanteer kan genoem word om ons interpretasie van hoofstuk 12 te vergemaklik. Eerstens, die skrif sê uitdruklik vir ons dat die draak waarvan hier gepraat word, niemand anders is as die duiwel nie. Ons kan dit weet. Vers 9 sê, en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan. Die draak is duiwel. Dis hoe maklik dit is. Ons weet wie dit is. Daar's basies 'n draak hierso in hierdie hoofstuk en daar's 'n vrou. Ons weet klaar wat die helfte van dit is. Dis die duiwel. Okay, dis hoe maklik dit is. So ons hoef dus nie te twyfel dat Openbaring voortgaan om gebruik te maak van beeldspraak nie, aangesien die duiwel uitgebeeld word as 'n rooi draak. Dis beeldspraak. En ons hoef ook nie te twyfel dat die draak 'n eenvoudige verwysing is na die Satan nie. Die logiese aanname kan dan ook gemaak word, dat die swanger vrou waarna hier verwys word, ook 'n vorm van beeldspraak is. As die draak beeldspraak is, en dit is, want dit is eintlik die duiwel waarvan daar gepraat word, dan is die swanger vrou 99% kans ook beeldspraak, wat na iets verwys. En wat ons verder kan oplet, is dat hierdie vrou die ware geloof verteenwoordig. Dit kan ons sien uit die skrif uit. Ons sy verteenwoordig, wat ook al sy is, sy verteenwoordig die ware geloof. Aangesien die draak of die Satan teen haar oorlog wil maak. En die duiwel gaan nie teen homself beklei nie. Hy gaan nie teen homself oorlog maak nie. Of soos Jesus sê in Markus 3 vers 25 en 26 waar staan, en as 'n huis teen homself verdeel is, kan daardie huis nie bly staan nie. En as die Satan teen homself opstaan en verdeeld is, kan hy nie bly staan nie, maar hy kom tot 'n einde. Satan gaan nie teen homself beklei nie. Onthou die Jode het mos vir Jesus gesê, jy dryf duiwel uit deur Beelzebub. En Jesus het gesê, wel, hoe gaan Satan dan staan as hy teen homself beklei? Dit maak nie sin wat julle sê nie. Selfde hierso. Satan gaan nie teen homself beklei nie. So wat ons ten minste weet, is dat die vrou gelowig is verteenwoordig. Want die Satan gaan nie teen homself beklei nie. En daar is net lig en duisternis. Daar is net twee kampe. Dis eenvoudig. En net nog 'n punt voor ons by die skrif uitkom, hierdie vrou verwys nie na Maria nie. Vers 5 sê wel, die volgende van haar, as 'n verwysing na Christus, waar daar staan, en sy het 'n seun gebaar, 'n manlike kind, wat al die nasies met 'n ysterstaf sal regeer, en haar kind is weggeruk na God en na sy troon. Dit kan natuurlik nie na iemand anders as Christus verwys nie. Maar vers 17 sê ook vir ons, en hier is die rede hoekom ek sê dit nie Maria kan wees nie, dat Christus nie haar enigste kind is nie. Christus, sy baar wel die Christus, maar dis nie haar enigste kind nie. Maar dat alle gelowiges haar kinders is, want vers 17 sê, en die draak was toornig op die vrou, en het gegaan om oorlog te voer teen die res van haar nageslag, die wat die gebooie van God onderhou, en die getuienis van Jesus het. Dis die res van haar nageslag. Dit kan nie Maria wees nie. Want ons almal is nie kinders van Maria nie. Dis nie net kinders in die nageslag van fisiese Maria, wat gelowig geraak het nie, wat uitverkore is nie. My voorouer is waarskynlik nie Maria nie. So, jy sien, dit kan nie Maria wees nie, want, okay, die vrou baar die Christus, maar sy baar ook alle gelowiges. Almal wat die gebooie van God onderhou, en hier kan ons weer na ons wettiese broers gaan, die gebooie van God onderhou en die getuienis van Christus het. Dis nie wie die draak vyandig was. So met hierdie agtergrond behoort hierdie hoofstuk nie te moeilik te wees om te interpreteer nie. En ek lees weer verse 1 en 2 wat sê, en 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre, en sy was swanger en het uitgeroep,
in haar wee en barensnood. Nou die vers maak die stelling dat daar 'n teken in die hemel verskyn het, en dit skep die indruk dat daardie teken eers op daardie oomblik bestaan het, terwyl dit nie noodwendig die geval is nie. 'n Beter vertaling sê, en 'n groot teken is in die hemel gesien. Dit het nie noodwendig verskyn of ontstaan nie, dit is daar gesien, sê die oorspronklike Grieks. Met ander woorde, die teken het nie noodwendig eers toe bestaan nie, dit was bloot op daardie tyd deur Johannes gesien, as 'n verwysing na die tyd van profesie wat vervul moes word. Dit is 'n tyd van profesie vervulling. Dit is hoekom dit daai tyd eers gesien is. Nou die groot teken wat gesien is 'n vrou. En die feit dat sy reg is om te baar, verwys na die feit dat profesie op die punt is om tot vervulling te kom. Indien Johannes se profesie van Openbaring eers duisende jare in die toekoms moet plaasvind, en Openbaring is 'n boek oor die toekoms, dan kon hierdie vrou nie in barensnood wees nie. Want dan is sy nou 2000 jaar lank in barensnood. Dan kraam sy nou vir 2000 jaar lank. Okay. Nee, 'n vrou wat op die punt is om te baar, is op die punt om te baar. Dit sluit aan by die algemene konteks van Openbaring. Die tyd is naby. Jy gaan nie vir 2000 jaar plus in barensnood wees nie. Dit is wat dit beteken dat die vrou op die punt is om te baar. En dat sy in baarpyne begin ingaan, want die tyd is daar. En ons sal binnekort sien hoe hierdie gedeelte direk verwant hou met Jesaja 66. Jesaja 66 vang hierdie gedeelte presies so vas en praat van dieselfde profesie, maar ook daar sê die Here, sou ek naby die geboorte bring en nie baar nie, sê die Here. Of sou ek wat laat baar self toesluit, sê jou God. Sal iets naby die baring kom en dan dit nie laat baar nie, sê die Here? Nee, dit gaan baar. Dit moet baar. Hy gaan dit nie tot op die punt van vervulling bring en dan dit nie vervul nie. En dis wat in Jesaja 66 staan en ons sal sien, dit sluit direk aan by ons teks vandag. Dit gaan baar. Dit gaan nie vir 2000 jaar lank in kraampyne wees nie. Okay? Nou die futurist sal ingee dat sommige van die profesieë in hierdie hoofstuk wel tot baring gekom het, soos Christus se geboorte. Hulle het eintlik nie 'n keuse nie. Hulle moet sê, okay, Christus is gebore. Jy kan nie daarmee stry nie. Ook die Here se hemelvaart waarvan daar gepraat word. Hulle moet instem daarop. Maar hulle sal sê dat die res van dit wat genoem word in hierdie hoofstuk nog toekomstig is. En hierdie absurdheid sal later in die hoofstuk hanteer word, maar dit is absoluut absurd. Nou, ongeag, ons sal oplet dat hierdie profesie al klaar besig was om tot vervulling te kom, toe Johannes Openbaring geskryf het, aangesien deel van hierdie profesie Jesus se geboorte insluit. En Johannes skryf dit natuurlik nadat Jesus gebore was, want hy skryf dit net voor 70 na Christus, plus minus 66 na Christus, het hy dit geskryf. So Christus se geboorte het klaar plaasgevind. Hy skryf dit terwyl 'n deel van hierdie profesie klaar tot vervulling gekom het. So hy skryf in retrospek, wil mens amper sê. Want dit sluit Jesus se geboorte in, en dit sluit ook sy verheerliking en hemelvaart in, soos ons sien in vers 5, daar ook daarvan gepraat word. En dit het klaar gebeur teen die tyd wat Johannes hierdie geskryf het. En Jesus se geboorte, alhoewel dit klaar gebeur het teen hierdie tyd, is bloot 'n tydmerker. Dis hoekom dit ook genoem word. Dis bloot 'n tydmerker om die res van die profesie wat nog vervul moet word, te anker. Dis 'n tydmerker wat ons sê, die profesie, Jesus wat gekom het, dit het die profesie aan die gang gesit. Dis hoekom Jesus ook kan sê, hierdie geslag sal nie verbygaan nie. En dat dit hierdie geslag is wat geoordeel gaan word. Want toe Jesus kom, het daai profesie begin vervul. Hy gaan eers almal red, wat gered moet word. Hy gaan eers al die uitverkorenes bymekaar maak, en dan gaan die wat nie bymekaar gemaak word nie, geoordeel word. Die profesie is aan die rol gesit, toe Jesus gekom het. Die futurist sê, Jesus het nie reg gekry wat hy wou reg kry deur om 'n aardse koninkryk te stig toe hy gekom het, so hy het die profesie uitgestel met duisende jare. Hy het dit op ys gesit. Die profesie het begin, hy het dit reg gekry nie, ons sit dit op ys vir 'n paar duisend jaar, hy sal weer kom en in die toekoms probeer om 'n aardse koninkryk te stig.
Nee. Dis nie 'n profesie. Jesus wat gekom het daai profesie aan die gang gesit. En soos Jesus sê, sal hy tot baringsnood bring en nie dat dit baar nie. Dis wat die Here sê. Ek meen, ek haal weer daai teks aan. Sou ek naby die geboorte bring en nie laat baar nie? Dis wat die futurist sê. Die futurist sê, God het naby die baring gebring, maar God het nie laat baar nie. Inteendeel, hy het dit op ys gesit vir 'n paar duisend jaar. Nee, as God iets naby die geboorte bring, dan gaan dit geboorte skenk. So Jesus se geboorte, alhoewel dit klaar gebeur het teen hierdie tyd, is bloot 'n tydmerker om die res van die profesie, wat besig is om vervul te word, te anker in 'n spesifieke tyd van geskiedenis. Die primêre aandag van hierdie en die volgende hoofstuk word nie gerig op Jesus se geboorte nie. Jesus se geboorte is nie die tema van hierdie hoofstukke nie. Dit is bloot 'n tydanker. Dit word een keer genoem. Maar die vervolging van gelowiges as deel van hierdie tyd van profetiese vervulling, wat begin het met Jesus se geboorte, het in baringsnood gekom. Dit gaan nou baar. Nou wie is hierdie vrou dan? Dit is die vervolgde kerk. Dit is die kerk. Dit is die gelowiges. Dit is die vervolgde kerk van die eerste eeu. Sy baar nie net die Christus nie. Christus kom nie net uit die verbondsvolk uit nie. Maar soos vers 17 sê, haar ander nakomelinge bestaan uit die wat die gebooie van God bewaar. Dis gelowiges. Dis letterlik die definisie van gelowiges. En die getuienis van Jesus, Christus, hou. Dis al haar kinders. Dis die kerk. Dis die verbondsvolk. Die nuwe verbondsvolk, as jy wil. En dit is 'n duidelike definisie van die kerk wat hier vir ons gegee word. Die wat Christus se gebooie hou, en by sy naam genoem word. En wat ons sien in die skrif, in ondersteuning van hierdie interpretasie, is dat die kerk van Christus word ook gereeld as 'n vrou uitgebeeld. Paulus in 2 Korintiërs 11 vers 2 sê, want ek is jaloers vir julle met 'n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind, om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. Die gelowiges. Jy is 'n reine maagd, jy is 'n vrou. Die kerk word ook vergelyk met 'n bruid, soos ons onder andere in Openbaring 19 vers 7 lees, waar staan, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruiloft van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Dis die gelowiges, dis die kerk, dis die verbondsvolk. Verder, tot meer, daar kan geargumenteer word of 'n argument gemaak word dat daar hoofsaaklik na die vervolgde kerk in Jerusalem verwys word. So ja, dit kan na die gelowiges in die algemeen verwys, maar dit kan ook spesifiek na die gelowiges in Jerusalem verwys, wat uit die uitverkore Jode bestaan. Die skrif sê, sy is met die son bekleed, die maan is onder haar voete, en op haar hoof is 'n kroon van 12 sterre. Nou, hoekom het sy 12 sterre? Die enigste direkte verwantskap met hierdie beskrywing is Josef se droom. Die son en die maan en die sterre. In Genesis 37 vers 9, waar die maan en die son sy pa en sy ma was, en die sterre was sy broers, die einste broers van waaraf die 12 stamme van Israel kom. Dis waar ons dit die eerste keer sien, is by die begin van Israel. Die 12 sterre is die 12 stamme van Israel. En dis die verwantskap wat also getrek word, waarskynlik. So die beskrywing wat ons dus hier vind, is nie veel anders as die simboliek van die 144.000 van hoofstuk 7 nie. Onthou, hoofstuk 7 was in 2 dele ingedeel. Die eerste deel was die 144.000, dis die uitverkore Jode, want Christus het eerste vir die Jood gekom, sê die Nuwe Testament, en die tweede helfte van hoofstuk 7 het die heidene weer ingesluit, die volmaakte taal van heidene, en dit maak toe die volle kerk op. So waarskynlik is die vrou met die 7 sterre nie veel anders, inteendeel waarskynlik identies, omdat Openbaring van herhaling gebruik maak, is dit waarskynlik identies met die 144.000 van hoofstuk 7, wat ook die uitverkore Jode was.
Openbaring maak gebruik van herhaling. En histories is dit ook hoofsaaklik die Joodse kerk wat deur vervolging gegaan het, aangesien die kerk in en rondom Jerusalem hoofsaaklik uit Joodse gelowiges bestaan het. Dit was maar net die realiteit in die eerste eeu. Die kerk was hoofsaaklik Joods. En die primêre kerk was in Jerusalem. En dit was ook die kerk wat die meeste vervolg was. So dit maak sin dat hier waarskynlik gepraat word van die Joodse gelowiges, die Joodse kerk, die 144.000, die volmaakte hoeveelheid uitverkore Jode wat ingekom het onder die nuwe verbond. Dit verwys waarskynlik na die Joodse kerk, die uitverkore Jode, die Joodse gelowiges. Want weer eens, bloot net histories, die kerk was meerderheid Joods in die eerste eeu, veral in en rondom Jerusalem. Ek meen, dit was juis in Jerusalem waar die eerste ekumeniese raad plaasgevind het. Waarom ons gesê het, ja, maar hoe kan mense wat nie besny is nie deel van die kerk raak? Hoe het hulle daai argument gehad? Want die kerk was hoofsaaklik Joods. En hulle was hoofsaaklik eintlik maar besny gewees. Nie waar nie? Dis hoekom Paulus moes kom, was Paulus of Petrus? Ek dink Paulus. Moes kom argumenteer vir hoekom die heidene nie hulle self hoef te besny nie, want almal in die kerk was besny. Want die kerk was oorhoofs Joods gewees. In en rondom Jerusalem, juist daarso, waar die oordeel ook sou kom. 'n verdere rede hoekom ons die vroeë eerste eeuse kerk uitgebeeld sien as 'n vrou wat baar, is om die direkte verwantskap te kan trek met die profesieë van die Ou Testament wat juist dit geprofeteer het. Dit begin, en mens is verbaas dat mense aan hierdie eenvoudige voorbeelde dink nie. Dit begin in Genesis 3 vers 15, waar staan, en God vir Satan sê, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou. Dis hoe maklik dit is. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Dis wat ons lees in Openbaring. Die vrou in hierdie geval is weer eens nie noodwendig Maria nie, maar die verbondsgemeenskap waaruit die Christus vanuit die geslag van Dawid gebore sou word. En nes daar geprofeteer was oor vyandskap, sien ons daar die eindste vyandskap in ons teksgedeelte in Openbaring. Die noem van die vrou trek 'n duidelike en direkte verwantskap met die oorspronklike belofte wat die Here gemaak het aan die duiwel. Dat die vrou sal kom en daar sal vyandskap wees tussen jou saad en haar saad. Wie is haar saad? Die Christus. Wie is haar saad ook? Waar is daai skrif? Die res van haar nageslag, die wat die gebooie van God onderhou en die getuienis van Jesus het. Dis ook haar saad. Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. En weer eens hierdie is nie noodwendig 'n verwysing na Maria nie, maar die verbondsgemeenskap van waaruit die Christus sou kom. Vanuit die geslag van Dawid, volgens die profesie. In die laaste hoofstukke van Jesaja, en hier sluit ons nou, of kom ons terug na hoofstuk 66 toe, maar in die laaste hoofstukke van Jesaja lees ons oor God se inhuldiging van die nuwe verbond. Dis waaroor die laaste hoofstukke van Jesaja gaan, is juist die nuwe verbond. En hoe hy die afvallige Jode gaan oordeel, en ook hoe hy die heidene gaan insluit by die verbondsvolk. Onder andere hoofstuk 65 sien ons die oordeel oor die Jode, en ons sien hoe die heidene dan ingebring word onder die nuwe verbond, volgens die belofte soos ons dit onder andere in Jesaja 65 lees.
En hoofstuk 66 begin deur God wat die Jode bestraf. En ek lees spesifiek vers 3 en 4, net om vir julle 'n idee te gee, waar die Here die Jode of die afvallige Jode dan bestraf, wie 'n bees as offer slag, is soos hy wat 'n man doodslaan, wie 'n lam offer, soos hy wat 'n hond se nek breek, wie 'n spysoffer offer, dit is varkbloed, wie wierook as gedenkoffer bring, is soos hy wat 'n afgod prys, soos hulle hul eie weë verkies het en hulle siel 'n behaag het in hulle verfoeisels, so sal ek ook hulle ongeluk verkies, en wat hulle met skrik vervul, oor hulle laat kom. Dis 'n waarskuwing van oordeel oor die afvallige Jode. Hulle hoef eers meer offers te bring nie, inteendeel hulle offers is soos varkbloed, onrein diere, sê die Here vir hulle. En hoe die laaste hoofstuk van Jesaja uitgelê word, is dan soos volg. Dit begin met hierdie waarskuwing in die eerste helfte. Dit word basies in 3 dele verdeel. Dit begin met hierdie waarskuwing vanaf die Here, waar hy die afvallige Jode bestraf en waarsku. Vanaf vers 7 tot 14 lees ons, net soos in ons teks, van 'n vrou wat die Christus sal baar. En dan weer vanaf vers 15 tot aan die einde van Jesaja, hoe die Here die afvallige Jode gaan oordeel met vuur, soos ons onder andere in vers 15 lees. Die Here gaan vuur oor hulle bring, soos hy Jerusalem gebrand het. En hoe die heidene ingebring sal word as priesters en leviete onder die nuwe verbond. Dit lees ons in verse 18 tot 22. Die heidene sal ingebring word, die mense sal van ver af ingebring word as leviete en as priesters. Menende, die ou verbondsvolk sal vervang word. En soos Petrus ook sê, ons almal is priesters. Al die nuwe gelowiges is priesters. Met ander woorde, in die laaste hoofstuk van Jesaja, tussen God se waarskuwing aan die begin en sy oordeel aan die einde, waar sy oordeel wel plaasvind, en hy die heidene deel maak van die verbondsvolk, vind ons in die middel van daardie waarskuwing en die oordeel wat plaasvind, 'n vrou wat geboorte gee. En dit is die moeite werd om die hele deel te lees, waar dit dan nou begin. Vers 7 en 8, hier om te sê, voordat sy weë gekry het, ander vertaling sê, voordat sy in barensnood was, dis waarvan weë praat, voordat sy weë gekry het, voordat sy in barensnood was, het sy gebaar. Voordat smart oor haar gekom het, is sy van 'n seentjie verlos. Wie het so iets gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Word 'n land op een enkele dag gebore? Of word 'n nasie met een slag gebaar? Van Sion het weë gekry, of weer eens in barensnood gegaan, met eens haar kinders gebaar. Of anders vertaal, want Sion was in barensnood en het ook haar seuns gebaar. Met ander woorde, ons sien presies dieselfde in Jesaja, as wat ons hier in Openbaring vind. Want nie net baar die vrou 'n seun nie, maar ook ander kinders, net soos ons lees in Openbaring 12 vers 17. Wat sê, en die draak was toornig op die vrou en het gegaan om oorlog te voer teen die res van haar nageslag, die wat die gebooie van God onderhou en die getuienis van Jesus het. So ons sien dieselfde geboorte verhaal in Jesaja 66, tussen waar God die Jode waarsku van oordeel en waar hy die heidene inbring, sien ons presies dieselfde verhaal as in ons gedeelte van 'n vrou wat baar, en sy baar dieselfde ding, sy baar 'n seun en sy baar ander gelowiges. Want 'n nasie word ook gebore. Nie net word die seentjie gebore nie, 'n nasie word gebore. Word 'n land op een enkele dag gebore, word 'n nasie met een slag gebaar. En dan lees ons ook, want Sion het weer gekry met eens haar kinders, meervoud, gebaar. So ons sien presies dieselfde in Jesaja as wat ons hier in Openbaring sien.
So in beide gevalle behaal die vrou nie net die Jesus, die Christus nie, maar ook ander gelowiges of kinders, soos daar genoem word in Jesaja, wat die gebooie van God onderhou en die getuienis van Jesus het. En Jesaja gaan dan aan om te sê in verse 9 tot 14, sou ek naby die geboorte bring en nie laat baar nie? Wel, die futurist sê so. Die futurist sê, ja, die Here sal naby bring om te baar en dan eintlik nie baar nie. Dit sal uitgestel word. Nee. Sou ek naby die geboorte bring en nie laat baar nie, sê die Here? Of sou ek wat laat baar self toesluit, sê jou God? Wees bly saam met Jerusalem en juig oor haar almal wat haar lief het. Wees vrolik saam met haar, baie vrolik, almal wat oor haar treurig gewees het, want daar was rede om treurig te wees oor Jerusalem, sodat julle kan suig en versadig word aan die bors van haar vertroostinge, sodat julle kan uitdrink en julle verlustig in die oorvloed van haar heerlikheid. Want so sê die Here, kyk, die vrede lei ek na haar toe, soos 'n rivier en die rykdom van die nasies, meervoud nasies, nie Jode nie, nasies, soos 'n oorlopende stroom, en julle sal suig, julle sal op die heup gedra word en op die knieë getroetel word. Soos iemand wat deur sy moeder getroos word, so sal ek julle troos, en julle sal in Jerusalem getroos word. En julle sal dit sien, en julle hart sal vrolik wees, en julle gebeente sal groei, soos die jong gras. Dan sal die hand van die Here bekend word aan sy knegte, en hy sal op sy vyande grimmig wees. Met ander woorde, waar Jerusalem in duie gestort het, as gevolg van God se oordeel, soos dit ook beskryf word vroeër en later in Jesaja 66, word 'n nuwe Jerusalem opgerig, 'n Jerusalem waaroor daar bly gewees kan word, met Christus as die hoof, die seun wat gebaar is, en gelowiges as die res van die vrou se kinders. Of soos Galasiërs 4 vers 26 dit stel, maar Jerusalem daarbo is vry, en dit is die moeder van ons almal. Is dit nie presies wat hier gebeur nie? Paulus noem dit die Jerusalem daarbo. In die middel van oordeel oor Jerusalem sê die Here, ons moet bly wees oor Jerusalem. Daar word 'n seun gebaar en sy kry meer kinders as net die seun. Paulus sê, maar Jerusalem daarbo is vry. Is dit nie dieselfde Jerusalem nie? 'n hemelse Jerusalem nie? Moet ons na fisiese Jerusalem toe gaan? Moet ons oor fisiese Jerusalem bly wees? Nee, dis nie wat die nuwe verbond is nie. Die nuwe verbond strek die hele wêreld wyd. Al die heidene kan inkom. Ons hoef nie 'n pelgrimsreis Jerusalem toe te maak na 'n spesifieke geografiese gebied toe nie. Paulus sê maar Jerusalem daarbo is vry, en dit is die moeder, die ma, die vrou van ons almal. Paulus gebruik algemene bekende taal, soos die nuwe verbond uitgebeeld was in die Ou Testament en ook in Openbaring. Maar die Jerusalem daarbo is vry, en dit is, nie dit gaan wees nie, dit is die moeder van ons almal. Dit is dus ooglopend dat ons teks nie net steun op die oorspronklike belofte in Genesis nie, maar ook op hierdie profesie wat in Jesaja voorkom, binne die konteks van oordeel oor afvallige Juda, waar Jerusalem verwoes gaan word. Nou hoe in die middel van verwoesting van Jerusalem kan ons bly wees oor Jerusalem, want daar gaan vrede in Jerusalem wees, want voor en na dit is daar verwoesting van Jerusalem, en nou moet ons bly wees oor Jerusalem, want dis 'n ander Jerusalem, dis die Jerusalem daarbo, dis 'n Jerusalem wat vry is, selfs vry van 'n geografiese gebied. En 'n ander punt wat ons moet oplet, is dat die vrou wat Christus sowel as ander gelowiges baar, soos ons dit vind in Jesaja, ook verteenwoordig word deur Sion. Sion word as 'n sinoniem gebruik vir hierdie vrou in Jesaja. En ek haal weer verse 7 en 8 aan, wat sê, voordat sy wee gekry het, of barensnood gekry het, het sy gebaar, voordat smart oor haar gekom het, is sy van 'n seentjie verlos. Dan sê vers 8, want Sion het barensnood gekry, met eens haar kinders gebaar. Nou is dit die vrou of is dit Sion wat haar kinders gebaar? En hoekom word dan na Sion as ook 'n haar verwys? Dit is dieselfde ding, dit word as
sinonieme vir mekaar gebruik. Die vrou is Sion. Dieselfde ding word 2 keer herhaal. Presies dieselfde ding word 2 keer gesê. Behalwe die een praat van die vrou en die ander een, of van haar, en die ander een praat van Sion ook as 'n haar wat in baringsnood gaan. En dis 'n belangrike punt om op te let. Sion is 'n sinoniem vir die vrou, is 'n sinoniem vir die kerk, is 'n sinoniem vir die verbondsvolk. Die vrou wat baar en Sion wat baar, verwys na presies dieselfde ding. Dit is nie 2 verskillende bevallings wat ons hier in Jesaja kry nie. Sion word as 'n sinoniem vir die vrou gebruik wat baar. En dit maak ook sin, aangesien die res van die Bybel die feit ondersteun dat die Christus, sowel as gelowiges, uit Sion gebore sal word. Of althans van binne die verbondsvolk. Sion word ook as 'n vrou verteenwoordig in ander dele van die Bybel. Om 'n paar voorbeelde te noem, Psalm 102 vers 14 sê, U sal opstaan, U oor Sion ontferm, want dit is tyd om haar, die 53 is 'n swak vertaling, dit sê hom, dit is eintlik haar, julle sal dit in die meeste vertaling sien. Want dit is tyd om haar genadig te wees, want die bestemde tyd het gekom. Daar word na Sion verwys as haar, en die Here sal hom ontferm oor haar. Ons lees in Psalm 87 vers 5 en 6 dat Sion die geboorteplek van gelowiges is, waar staan, en van Sion sal gesê word, man vir man is daarin gebore. Dit verwys na gelowiges. En hy, die Allerhoogste, hou dit in stand, die Here sal tel as hy die volke opskrywe, met ander woorde die uitverkorenes opskrywe, hierdie een is daar gebore. Dit verwys na gelowiges. En wanneer die Here gelowiges opskryf, sal so plaasvind. Hierdie een is in Sion gebore. Sion is die geboorteplek van gelowiges, as jy wil. Dit is 'n verteenwoordiging van die verbondsvolk. Man vir man is daarin gebore, en hy, die Allerhoogste, hou dit in stand. Die Here sal tel as hy die volke opskrywe, hierdie een is daar gebore. Die Christus kom ook voort vanuit Sion. Soos ons lees in Romeine 11 vers 26, waar staan, die verlosser sal uit Sion kom en sal die goddelooshede van Jakob afwend. Hy kom van Sion af. Psalm 14 vers 7 sê, ag, dat die heil van Israel uit Sion kom. Sion is niks anders as die vrou nie. Is niks anders as die verbondsvolk en die verbondslyn nie. Jesus as die hoof van sy kerk word ook die hoeksteen van Sion genoem. Waar ons lees in Jesaja 28 vers 16 en ook verskeie plekke in die Nuwe Testament wat hierdie skrif aanhaal, waar staan, daarom so sê die Here, Here, kyk, ek lê in Sion 'n grondsteen, 'n beproefde steen, 'n kosbare hoeksteen, wat vasgegrondves is, hy wat glo sal nie haastig wees nie. Die Here is die hoeksteen van die kerk, hy is die hoeksteen van die verbondsvolk, hy is die hoeksteen van die gelowiges, hy is die hoeksteen van Sion. Verder sien ons dat gelowiges die kinders van Sion genoem word. Psalm 149 vers 2 sê, laat Israel hom verheug in sy maker, laat die kinders van Sion juig oor hulle koning. Skenk Sion letterlik geboorte aan kinders? Nee, natuurlik nie. Daar is nie ergens 'n Sion wat besig is om babas te kry nie. Maar dit is 'n verwysing na die ware gemeenskap van gelowiges. En die term dogter van Sion kom ook 'n paar keer voor in die Bybel, 28 keer voor in die ou vertaling. Dogter van Sion, dis 'n kind van Sion. Dogters, meervoud van Sion, kom 4 keer voor, daai frase. Sion het dogters. Ons lees onder andere Matteus 21 vers 5, daar staan, sê vir die dogter van Sion, kyk jou koning kom. Jesus is wie se koning? Die dogter van Sion, die kerk, die gelowiges. Sê vir die dogter van Sion, kyk jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vol van 'n pakdier. Dis die profesie wat vervul is, toe Jesus met die donkie in Jerusalem ingery het, sê vir Sion, jou koning kom. In Sagaria 9 vers 13 word daar weer verwys na die seuns van Sion. Is Sion werklik 'n vrou wat die Christus en gelowiges baar? Nee,
Daar's nie 'n persoon met die naam van Sion wat kinders kry nie. Want dit is hoe die gelowige gemeenskap nog altyd in die Bybel uitgebeeld was en uitgebeeld word. En hoe dit ook as 'n sinoniem gebruik word vir die vrou wat baar in Jesaja, waarin ons teks in Openbaring ook sy gronde vind. Daarom lees ons ook dat daar van gelowiges gesê word in Hebreërs, Nuwe Testament 12 vers 22, maar julle het gekom by die berg Sion. Vir wie skryf hy? Jode. Gelowige Jode. Hebreërs is vir die Hebreërs geskryf. Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem. Alles sinonieme vir mekaar. Hulle het by berg Sion gekom, hulle het by die hemelse Jerusalem gekom. Paulus sê in Galasiërs, dis die Jerusalem wat vry is, die moeder van ons almal. Dis al dieselfde ding. Daar's nie 50 verskillende plekke. Daar's 'n hemel en dan sal 'n Sion en dan is daar 'n hemelse Jerusalem en dan is daar nog 'n plek wat dis al dieselfde. Dis 'n verbondsvolk. As jy nie in die hemel is nie, dan is jy deel van die verbondsvolk hier op aarde. Maar julle, dis die gelowiges, het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele. Die swanger vrou wat baar is, dis niks anders as die profeseë van Sion wat tot vervulling kom nie. Sion is 'n haar, sê daar, word dit ook gesê. Christus, ons heil, kom voort vanuit Sion. En Sion is ook die moeder van alle gelowiges. Dit is hierdie gelowige gemeenskap, die verbondsgemeenskap, gedurende God se oordeel oor Jerusalem, soos dit ook gedurende die oordeel is oor Jerusalem in Jesaja, soos dit ook gedurende die oordeel oor Jerusalem in Openbaring. Dit is hierdie gelowige gemeenskap, die verbondsgemeenskap, gedurende God se oordeel oor Jerusalem, wat vervolg was deur demoniese magte en diegene wat onder hulle demoniese invloed was in die eerste eeu. Hoofsaaklik na Jesus se hemelvaart, waarvan ons lees in vers 5. Die gelowiges was nie soveel geoordeel voor Jesus se hemelvaart nie. Hulle was ook volgens hierdie skrif vervolg na die hemelvaart, waarvan ons lees in vers 5. Eers na vers 5 begin die moeilikheid vir die vrou. Maak dit sin? Redelik eenvoudig eintlik. Nou, as iemand dit net hardop sê, dan is dit eintlik redelik eenvoudig. Nou, verdere opmerking wat moet gemaak word. Hier gaan ek nou nie slaai omkrap. Want wat is 'n Openbaring Bybelstudie nou as mense nie slaai bietjie omkrap nie? 'n verdere opmerking wat moet gemaak word. Van die vrou wat met die son en die maan beklee is. En ek dink die 12 sterre het miskien meer te doen met net die idee van, maar dis eintlik die Joodse gelowiges. Ek dink die son en maan het dalk iets met iets anders te doen. Indien die vrou, soos ons klaar bewys het, indien die vrou wel 'n verteenwoordiging is van die gelowige gemeenskap, en sy is, ek meen jy kan dit het ons bewys, dan beteken dit ook dat die gelowige gemeenskap, die verbondsvolk, wat 'n verbondsvolk is as gevolg van Christus wat gekom het, die seun wat gebaar is, of altans Sion, soos hy genoem word in Jesaja. As dit wel dit is, dan is die verbondsvolk beklee met die son en die maan. As die vrou die verbondsvolk verteenwoordig, dan beteken dit die verbondsvolk is geklee met die son en die maan. Nie waar nie? In Openbaring 21 lees ons van die nuwe Jerusalem, waar ons onder andere in vers 2 lees, daar staan, en ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem,
sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir 'n man versier is. Die nuwe Jerusalem, soos ons dit vind in Openbaring 21, in my opinie is niks anders as die hemelse Jerusalem, waarvan ons sopas gelees het in Hebreërs, waarby die gelowiges gekom het nie. Ek dink die nuwe Jerusalem, die hemelse Jerusalem, en die Jerusalem wat vry is wat daarbo is als dieselfde ding. Die nuwe Jerusalem, soos ons dit vind in Openbaring 21, in my opinie is niks anders as die hemelse Jerusalem, waarvan ons sopas gelees het in Hebreërs nie. En as ons dit weer lees, sal ons oplet dat die skrywer van Hebreërs die hemelse Jerusalem as 'n huidige realiteit vir gelowiges beskryf. Hy sê, maar julle het gekom by die berg Sion, in die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele. Julle het al gekom. Hulle is daar. Hy sê nie, julle gaan kom nie. Hy sê, julle het gekom. Paulus sê in Galasiërs, julle sin is Jerusalem wat daarbo is wat vry is. Sy is die moeder van ons almal. Dis 'n huidige realiteit, soos Paulus dit skryf. Die Jerusalem wat vry is wat daarbo is. Die skrywer van Hebreërs sê nie, julle gaan kom nie, hy sê, julle het gekom. Sion, die vrou, Sion en die vrou, en die hemelse Jerusalem, en die nuwe Jerusalem, is alles dieselfde ding, in my opinie. Ek dink dit word as sinonieme vir mekaar gebruik. Dit is 'n verwysing na die nuwe verbond, waarbinne die verbondsvolk van God bestaan, waarvan Christus die hoeksteen is. Want die nuwe Jerusalem, of die hemelse Jerusalem, word as 'n huidige realiteit beskryf in die res van die Nuwe Testament. En alhoewel die verbondsvolk in die eerste eeu erge demoniese vervolging ervaar het, soos ons nog sal sien historiese geval is, en die res van hierdie hoofstuk gaan aangaan om te verduidelik, verander dit nie die feit dat die vrou wel met die son en die maan bekleed was nie. Selfs al was sy vervolg, die vrou word vervolg, dit verander nie die feit dat sy wel met die son en die maan bekleed was nie. En hierdie herhaling sal ons weer eens sien in die tema van die nuwe Jerusalem. Ek dink die nuwe Jerusalem is bloot 'n herhaling van dit wat ons hierso sien. Dieselfde terme word gebruik, maar dis ander terme, maar dis sinonieme. En hierdie herhaling sal ons weer sien in die tema van die nuwe Jerusalem, waar ons daarvan lees in Openbaring 21 vers 23 en 24, waar onder andere staan, en die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie. Die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie. Want die heerlikheid van God het hom verlig, en die lam is sy lamp. En die nasies van wat gered word mense gered in die hemel? Nee, hulle word hier op aarde gered. En is daar nasies in die hemel? Nee, die nasies is hier op die aarde. En die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel. En die konings van die aarde, nie van die hemel nie, die konings van die aarde, bring hulle heerlikheid en eer daarin. Die nuwe Jerusalem, Sion, die hemelse Jerusalem en die vrou, het die son of die maan nie nodig nie. Want sy is letterlik daarmee bekleed. Sy het die nuwe Jerusalem, die hemelse Jerusalem, die vrou, het die son of maan nie nodig nie, want sy is daarmee bekleed. Dis hoekom ek sê, die vrou is ook die nuwe Jerusalem, is ook die hemelse Jerusalem. Sy het die son of eksterne son of maan nie nodig nie, want sy is daarmee bekleed. En die aardse koning en die aardse nasies gaan daar inkom. Die nuwe Jerusalem, Sion, die hemelse Jerusalem,
En die vrou het die son en maan nie nodig hê, want sy is letterlik bekleed daarmee, want uit haar is gebore die Christus, wat die lamp is, soos die skrif sê. En daar vind ons ook die gelowiges, wat se lig skyn. Dan maak dit ook sin, dat daar van gelowiges gesê word, in Matteus 5 vers 14, julle is die lig van die wêreld. 'n stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Julle is die lig van die wêreld. Efesiërs 5 vers 8 sê, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig. Nie julle lig skyn nie, julle is lig. Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig. Ons het nie die son nodig nie, want die vrou, die verbondsvolk, is bekleed met die son en die maan. Julle is die lig in die Here, sê Efesiërs. Hoekom is die son nie nodig binne die verbondsvolk nie? Want ons was duisternis, maar nou is ons lig in die Here. Want Christus is die lamp. Daarom moet ons kinders van die lig wees, sê die skrif. Nie ons gaan eendag kinders van die lig wees nie. Nie ons gaan eendag in Jesus wees en in sy lig ook wees nie. Nee, dis tans. Daarom dra die vrou wat baar die maan en die son. Sy dra dit as 'n kleed. Dit skyn. En daarom het die nuwe Jerusalem nie 'n son nodig nie, want die nuwe Jerusalem is die vrou. Die nuwe Jerusalem is Sion, waaruit die kinders gebore en Christus ook gebore is. En so word Jesaja 60 vers 1 tot 3 ook vervul. Wat sê, staan op, word verlig, want jou lig kom, en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en die donkerheid die volke, maar oor jou sal die Here opgaan, en sy heerlikheid sal oor jou gesien word, en nasies sal trek na jou lig, en konings na jou stralende opgang. Dis 'n verwysing na die nuwe verbond. Dis die nasies wat ingebring word onder die nuwe verbond. Hulle sal kom na die lig toe. Dit praat van die nuwe verbond wat kom, aangesien daar genoem word dat die nasies, of althans die heidene, deel daaraan gaan hê. So moet ons as gelowiges verlig word, aangesien ons lig gekom het. En dit word ook so uitgebeeld in die vrou, sowel as in die verdere herhalings van hierdie begrip, soos ons dit in Openbaring kry. Soos ons dit onder andere in hoofstuk 21 sal kry, spesifiek vers 23, waar ons in meer besonderhede oor hierdie begrip sal ingaan. Nou, julle mag dalk nog huiwerig wees hieroor, maar wanneer ons daar kom, sal julle sien, daar was, ek dink soos 20 verse in die Nuwe Testament, wat getuig dat ons nou in die lig is. Dat ons die lig is. Ek het 2 aangehaal. Daar is soos 20 of 25 verse letterlik, wat handel oor ons wat die lig is. Die lig onder die gemeenskap van gelowiges binne Christus se koninkryk is 'n teenwoordige realiteit, en die Nuwe Testament bevestig dit keer op keer vir ons. En ek staan vas op my punt wat ek gesê het, ek dink nie die tema in Openbaring verander nie. Ek dink Openbaring het een tema, en dit is alles wat gebeur het by die oordeel en die inhuldiging van die nuwe verbond. Ek dink is daai oorgangsperiode van die ou na die nuwe. Ek dink dit een tema. En ek dink die Nuwe Testament bevestig dit. En soos ek sê, as jy alleenlik op Openbaring moet staat maak vir 'n wederkoms, dan het jy nie 'n sterk argument vir die wederkoms nie. Daar is 'n wederkoms, daar's baie skrifte om dit te ondersteun, maar ek dink nie Openbaring is dit nie. Ek dink Openbaring praat van daai oorgangsperiode. En die res van die Nuwe Testament bevestig dit vir my, keer op keer. Die Ou Testament profesieë bevestig dit vir my, keer op keer.
Die lig onder die gemeenskap van gelowiges binne Christus se koninkryk is 'n teenwoordige realiteit en die Nuwe Testament bevestig dit. Die draak of althans die duiwel het veral oorlog gevoer teen Christus en die gelowiges van die eerste eeu. Die profesie wat hier genoem word, begin nie met die geboorte van Christus en dan word dit op ys gesit vir 'n paar duisend jaar nie. Dis nie wat hier gebeur nie. Jesus word nie gebore, dan pos die profesie en dit word op ys gesit vir die toekoms nie. Nee, Christus word gebore, die res van die profesie word vervul. Die vrou is swanger en sy baar die volle vervulling van die profesie. Want soos die Here sê, sou ek naby die geboorte bring en nie laat baar nie, sê die Here. Of sou ek laat baar self toesluit? Nee, die Here sal nie. Dit is 'n retoriese vraag. 'n Profesie gaan nie halfpad tot volkoming kom en dan sluit die Here dit toe nie. En dit is die realiteit. Nou, dit mag dalk vreemd wees, hierdie son en die maan ding, want daar's vir ons almal gesê, maar daar gaan nie 'n son en 'n maan in die hemel wees nie. Van die Here gaan die heerlikheid wees. Waarskynlik waar. Want as ons dit nou is, hoeveel meer nie in die hemel nie. Maar moenie 'n fout maak nie, ons is klaar in die lig. Moenie 'n fout maak nie. Ek sê nie dat ons nie 'n son en maan nie gaan nodig hê in die hemel nie. Ek sê dit is waarskynlik dat dit daar ook die geval gaan wees, maar dit ook nou al 'n realiteit is. Want die Nuwe Testament sê so, julle is die lig. Julle was duisternis, nou is julle lig. Christus is die lig. Moenie die lig onder die maatemmer sit nie. 'n Stad op die heuwel kan nie weggesteek word nie. Julle is die lig. Jesaja profeteer in hoofstuk 60. Julle lig het gekom, in verwysing na die nuwe verbond. Die vrou wat die kerk verteenwoordig, dra die son en die maan. Behalwe as jy kan opkom met iets anders wat die vrou verteenwoordig. Verteenwoordig die vrou mense in die hemel? Nee. Sy doen nie. Daar's geen argument om daarvoor te maak nie. Die vrou verteenwoordig nie gelowiges in die hemel nie. Dit verteenwoordig die verbondsvolk hier op die aarde, die wat vervolg gaan word in die eerste eeu. En sy dra die son en die maan. En ek dink Openbaring 21 praat van dieselfde ding. Ek dink die nuwe Jerusalem is Sion, is die Jerusalem wat vry is die berg Sion waarby jy gekom het. En die Nuwe Testament sê gereeld, ons is die lig, en Jesaja profeteer dat ons by die lig gekom het. En ek sê nie dat ons nie 'n son of maan gaan nodig hê in die hemel nie, want God se heerlikheid gaan ons skyn. Ek dink net as dit nou 'n realiteit is, gaan dit nog meer 'n realiteit daai tyd wees. Ek dink dit is waar. Ek dink ons gaan nie die son en die maan nodig hê in die hemel nie, want die Here se heerlikheid skyn. Maar ek dink ook is nou 'n realiteit binne die verbondsvolk. Hoekom? Want die Nuwe Testament sê so. En dit is wie die vrou en die draak is. In my opinie, die draak word uitdrukklik vir ons gesê is die duiwel. Die vrou is die een wat die Christus aangeboorte skenk en almal wat die Here se naam bely. Dis die kerk. En sy dra die son en die maan. Maak dit sin? Ek weet dit maak sin, die sin maak is maklik, want dit is ooglopend. Die aanneem is moeilik. Maar weer eens, ek verander nie enige van ons geloofsbelijdenisse nie. Ek gaan nie teen ons geloofsbelijdenisse nie. Ek sê nie, ons het nie hier 'n son en maan nodig nie, maar ons het 'n son en maan in die hemel nodig. Dis nie wat ek sê nie. Ek sê net, ek dink nie ons begryp hoe wonderbaar die nuwe verbond is nie. Ek dink nie ons het 'n besefing daarvoor nie. Inteendeel, mense het nou al gegaan en gesê, ons gaan verloor, die kerk gaan nie wen nie, Jesus gaan ons net kom wegraak, kom ons sit en mouk totdat dit gebeur. Dit is die werk van die duiwel, wat dit doen. As
die verbond werklik is wat die Bybel vir ons sê dit is, as dit werklik so heerlik is soos wat die Bybel vir ons sê dit is, as dit werklik so wonderbaar is, dat ons gekom het by die berg Sion, soos die skrywer van Hebreërs skryf, dat ons gekom het by die vrye Jerusalem, wat die moeder is van ons almal, soos Paulus sê in Galasiërs. As ons gekom het by die hemelse Jerusalem, soos dit genoem word, dan het ons by iets heerlik gekom. Dan is die verbond werklik 'n wonderlike verbond. En ek dink die werk van die duiwel gaan dan ook juis wees. Kom ons maak seker hulle weet nie wat die verbond is nie. Kom ons maak dit minder as wat dit eintlik is. Kom ons maak mense blind vir die verbond. Kom ons laat hulle dink dat hulle nie kan wen nie. Kom ons laat hulle dink dat hulle moet sit en mope, dat die kerk nie gaan suksesvol wees nie, dat die koninkryk nie bevorder gaan wees nie, en dat hulle maar net moet sit en wag, terwyl hulle chunk vir die wegraping. Nee. Geskiedenis wys vir ons dat ons geloof sukses gaan behaal, want dit het al klaar. Dit het by 12 begin, daar is nou al bietjie meer as 12 gelowiges op hierdie aardbol. Die geloof word al meer bevorder. Die helfte van die wêreldse bevolking, 4 biljoen, ken die naam Jesus Christus. Hulle het dit al gehoor. Ek klassifiseer dit as sukses. En soos ek altyd sê, ek dink ons is in die vroeë kerk nog. Ek dink geskiedenis gaan nog lank aangaan. Ek dink ons is nog in die vroeë era van die kerk. Want ek dink ons gaan nog baie meer sukses behaal. Miskien nie nou nie, miskien nie oor 1000 jaar nie, maar ene van die tyd. Want dit is die tendens wat geskiedenis volg. En ek dink 'n groot briek is mense wat nie die verbond en die heerlikheid daarvan besef nie. Want ons besit oor 'n groot genade van die Here af. Julle was duisternis, nou is julle lig. Die hoeksteen het gekom. Ek praat net te veel. Amen, maak dit sin? Kom, ek sluit af, en kan julle vra as julle vra het om te vra. Here, ons dankie vir die goedheid en die genade teenoor ons, dat ons wel deel van die koninkryk kan wees. Dankie dat ons kan weet, Here, dat die wat in U arbei nie te vergeefs arbei nie. Here, want U is God, U is almagtig. U sal alles laat gebeur volgens U wil, en niemand kan U planne belemmer nie. Die poorte van die dodenryk sal U kerk nie oorweldig nie. Dit kan nie. En U beloof dit ook vir ons. O Here, hoe groot is die genade nie, dat ons, die heidene wat eens ver was, wel deel van hierdie volk kan wees, dat ons 'n lig kan wees, waar ons voorheen duisternis was. Dankie Here, dat ons gekom het by die vrye Jerusalem, die moeder van ons almal. Nou Here, help ons om te begryp hoe heerlik dit is. O Here, mag die heerlikheid van die nuwe verbond nie wegneem van dit wat ons erfenis in die hemele is nie. Maar mag dit ons net meer opgewonde daarvoor maak. Mag die heerlikheid van die verbond met ons hier op die aarde nie wegneem of min maak van die hemel nie. Maar mag dit maak dat ons net soveel meer uitsien daarna. Want dit gaan so 'n veel groter realiteit wees as dit wat ons hier ervaar. Maar laat ons nie min maak van die verbond hier op die aarde nie, sodat ons ook nie min maak van die heerlikheid wat ons sal beerwe in die hemel nie. Alle lof, alle eer, alle glorie kom in naam toe, Here, vir die genade teenoor onverdienstelike diensknegte soos ons. Mag U naam verheerlik word in Jesus se naam. Amen.